Goeiemôre Blanco gemeentefamilie. Dis wonderlik om julle almal saam te sien en dis my voorreg om jou te groet en te seën in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Jou Skepper, jou Verlosser en jou Vertrooster. Amen. Ek wil vra dat ons die beginwoorde almal hardop sê as gemeente. Ons leef meer en meer soos Jesus, deur om te gee vir mekaar, saam te aanbid, te leer uit die woord en te dien, waar ons is, wanneer ons daar is. En vriende, ons wil hierdie diens begin met 'n lied wat baie van julle ken, Oceans, en ons het vir Lila Beth gevra om die eerste vers in koor vir ons te sing. En wat wonderlik is dat Lila Beth saam met die Rhythmical Seeds dansgroep, dat hulle nie net nou ons gaan bedien nie, maar dat hulle ook op die 1 November met die damesoggend, dat hulle vir ons gaan sing en gaan dans. En so, ek wil vra dat julle luister en van vers 2 af, gaan ons almal saam met hulle sing. Kom ons luister. Call me out upon the waters, the great
Here, ons sê vir U so dankie dat ons U kan vertrou. En dankie vir hierdie kosbare stem van Lilabeth en vir hierdie dansers wat U eer, U loof en U prys. En in hierdie oggend wil ons dans, Here, soos wat U ons lei, met vreugde en met U naam op ons lippe. U is groot, U is magtig, daar's niks wat U in hierdie oggend nie kan doen nie. Ons God is groot. Amen. Ek wil vra dat die kinders na vore kom en dat julle saam met die pappas en mammas almal sal staan en dat ons wys hoe groot, sterk, magtig ons God is. Ons vra pappas, mammas, julle saam en wys asseblief saam met ons. Ek is so bly ek behoort aan Jesus. Halleluja, amen. Asseblief al die bewegings. Kom ons staan en ons sing. Fantasties. Terwyl die pappas en mammas sit, gaan die kinders vir Kidskerk saam met Ferdi. Ons sien julle aan die einde van die diens. En gemeente, dis nou ons voorreg om met die offergawes, die kollekte, om dit simbolies te doen as 'n oorgawe. So sommer vanoggend as die bordjie by jou verbykom en jy gooi iets in, sê sommer net saggies, dankie Jesus. Dankie Here vir U voorsiening in my lewe. Soos wat julle weet, is Oktober 10de maand waar ons terugkyk op 12 maande van voorsiening deur die koning van die konings, die Here van die Here, aan wie alles behoort en ons is sy rentmeesters. So dankie vir elkeen wat reeds bygedra het, hierdie spesiale bydra 10de maand, wat ons alles wil gebruik vir diensprojekte na buite. En so daarom sommer net in die video nou die dag het heelwat van hierdie organisasies dankie gesê vir jou en vir jou inkoop en jou deelwees van Blanco gemeente. Die finansiële ouens se doelwit vir die 10de maand is R200 000 en op hierdie stadium het nog so 'n week en 'n half oor trek ons by 80 000. So ons wil sommer net vir jou sê, as jy die koevertjie kry daar buite en jy wil op so 'n manier investeer spesifiek dan met al die diensprojekte wat ons daaruit sal befonds, dan is jy welkom. Dit is ook volgende week dank Sondag, so dit gaan 'n besondere diens wees om te sê dankie Here, nie net vir Oktober nie, maar vir 2025 terug tot in Oktober 2024. En kry vanoggend jou koeverte en dankie vir elkeen wat finansiëel ja, maar veral met jou tyd, jou hier wees, jou talente, jou gawes, maak dat hierdie liggaam van Jesus in Blanco gemeente kan funksioneer en 'n verskil kan maak in die wêreld.
As jy nuut is, as jy rondkyk, dan hoop ek die koffie na die tyd gaan jou oortuig dat jy hier hoort. Hoopelik baie meer as dit, ons saam wees, dat ons 'n familie is, gebou op die fundament, Jesus Christus, ons lewende woord. Na die diens kan jy gerus saam met Willie gesels, daar's vorms, daar's koffie, daar's tee. Julle dan, Lila Beth gaan die 1 November gaan sy vir ons ook sing tydens die damesontbyt. Die Rhythmical Seeds gaan vir ons dans en dan gaan ook 'n wonderlike spreker met ons sy lewensverhaal deel. Maar nou moet ek net sê, hierdie Woensdag is die sluitingsdatum. So direk na die diens, asseblief, kry vir Jelani hier in die voorportaal, sy gaan jou help hoe om kaartjies te koop, en dat die oggend gaan wonderlik wees, daar's eetgoed, daar's saam kuier, en dan is dit ook die verhaal wat Left Sleeve met ons gaan deel, en ons gaan na die diens, gaan ons vir jou ook 'n kort videoetjie uitstuur, waar hy sy naam verduidelik, en dit gaan maak, weet ek, dat jy sal wil kom om te luister. So koop hierdie na die diens en vanoggend ook jou kaartjies. Dan einde van die maand is dit die Morrison Burger Braai. Dankie vir van die vrywilligers wat gaan help, maar intussen koop so lank en bestel vir daardie dag. Dan is 2026 feesjaar. Ons gaan dankbaar feesvier oor die Here en wat hy gedoen het in 75 jaar van hierdie gemeente se liggaam van Christus wees. Elke geleentheid in volgende jaar gaan feesvieringe wees, en een van die dinge is, ons wil 'n resepteboek wat ons saamstel, en ons dink 'n minimum van 75 resepte, ons trek by so 10, so dit beteken, jy moet tot en met November, asseblief, moet julle vir ons bring, jou gunsteling resep, e-pos dit vir ons, of stuur dit, druk dit, en al wat nodig is jou naam en jou selfoonnommer. Julle, en dan wat ons vra dat julle sal bid vir, ons is mos nie, ons drie is nie KFC nie, ons is FFC. Vir my en vir Ferdi en vir Cornie, ons ry maandag na Houkuilen toe, daar in Hofmeyer, by Cornelis se familieplaas van destyds, en ons gaan bid vir die res van hierdie week oor die Here se hart vir Blanco gemeente en spesifiek 2026. So ons vra dat julle asseblief vir ons sal bid. Julle, as ons dit alles nou al vir mekaar sê oor die polsslag van die gemeente, dan gaan dit oor die Here. En in Levitikus is die groot woord heilig. Heilig, heilig, heilig is die Here, God Almagtig. En ons kan deur die bloed van Jesus in sy teenwoordigheid verskyn. So terwyl ons so sit, kom ons sing ons toewydingslied.
Dankie Daniel en span dat julle ons lei om regtig die Here te aanbid. Ons is besig met die 3de boek in die Bybel, Levitikus. En ons het al 'n paar keer grappies gemaak dat mense wat in Januarie begin het by Genesis 1, as jy dit gemaak het deur Levitikus, well done. Maar die meeste verdwaal in Numeri in die woestyn en kom nooit uit in die beloofde land nie. Maar die Here is so besig met ons, want Levitikus is so anders as waaraan ons gewoond is. Met die vreemdste wette en verordeninge, dat ons almal net half sê, okay nee, kom ons gaan maar na die volgende boek toe. Maar die Here is besig met ons, en die wonderlike is, dat die Nuwe Testament vir ons so help, met die bril van Jesus en sy bloed, om hierdie Ou Testament dinge te kan verstaan, iets van wie God is en sy karakter. 4000 plus jare gelede, met 'n rebelse volk. En dit is die opsomming wat die Bible Project ook gee vir hierdie Bybelboek. As hulle sê, Levitikus gaan daaroor dat God genadiglik 'n manier vir mense bied om in sy teenwoordigheid te kan lewe. Die heilige volmaakte God en 'n rebelse volk. Destyds en vandag nog steeds. Mense wat as die Here sê, Jona, Ninive, dan sê ons, Here, nee, soontoe. En dan is daar die kort pad of daar is die lang pad. Die maklike pad van ja Here of die moeilike pad, wat Jona vir ons kom leer het. So vriende, die teks vir hierdie hele siklus kom vanoggend ook aan die orde, hoofstuk 19 vers 2. Julle moet heilig wees, want ek, die Here, julle God, is heilig. En mense sou hierdie teks dalk net met 2 woorde kon opsom, ook vir vandag. Jy moet anders leef. Jy moet anders wees as die wêreld wat geen hoop het nie. As die wêreld wat net leef vir vanaand se plesier, môre se plesier, maar wat nie die ewige plesier in die oog kyk nie. Ons moet anders wees en ek wil vir julle sê, een van ons YouTube-kykers, gemeentelede in Engeland, sy naam is Marisa Kapp, en sy en haar gesin in 2007 is hulle oudste hier gedoop, en sy het nou in die afgelope week het sy vir my foto's gestuur van haar seun se doop, en haar kinders nou, volgende naweek, beide daar in Engeland, gaan belydenis van geloof aflê. Sy stuur toe vir ons die foto's, en sy sê, dit is so wonderlik, om van ver af ook deel te wees van Blanco gemeente. So sy spring weg, en sy is besig om ook Levitikus saam met ons te lees, en toe stuur sy vir my, hierdie aanhaling in haar eie studie, wat ek vir julle wil lees. Nadat die Israeliete so lank in Egipte gewoon het, dis natuurlik mos nou in die ballingskap, het baie van hulle Egiptiese gebruike en afgode begin oorneem. Menende, begin leef, begin lyk, begin optree soos die Egiptenare wat God nie ken nie. Daarom was hierdie Levitiese wette nodig om hulle weer terug te wys na God se wet. Dit moes die nuwe nasie leer om regverdig te leef. Met duidelike voorbeelde van die wet van liefde, wat later in die Nuwe Testament volledig vir ons verkondig is. Nou weet ons, hierdie wette van die eerste 5 boeke, daar is 613. En daar's van hulle wat vreemd is, en wat jy wonder, wat het dit daai tyd vir hulle beteken, wat is die beginsel daarachter? En so 2 Sondae terug, wil ek net weer recap en vir julle herinner, dat van hierdie 613 wette, is daar heel wat siviele wette, menende landswette van ou Israel, dinge soos die doodstraf, en heel wat ander dinge, wat nie meer vandag geld vir ons, waar ons hier leef, in George en Blanco in Suid-Afrika nie. Want daai was vir ou Israel landswette. Daar's beginsels agter dit, van reg en verkeerd, en van straf en alles, maar dit geld nie meer vir vandag nie. Dan is daar seremoniële wette, of godsdienstige wette, rituele gebruike van oud Israel,
wat hulle keer op keer moes herinner, ek is 'n sondaar, God is rein, en wanneer ek in sy teenwoordigheid wil kom, in die tabernakel, later in die tempel, saam met medegelowiges, moet my hande as ware skoon wees. En daarom baie water, en ons het in hoofstuk 11 tot 15, 2 weke terug, gekyk na die wette oor kos, en oor reinheid, soveel dinge, wat nie sonde is per se nie, maar wat gebruike is, wat hulle moes herinner, ek moet, wanneer ek gaan na die Here toe, by die tabernakel of in die tempel, moet ek onthou, ek is 'n sondaar, wat na die Here toe kom. So dis seremoniele wette, en Hebreërs wys vir ons dat Jesus aan die kruis het dit alles vervul. Al hierdie seremoniele wette, dat ek en jy hoef nie met offers en met rituele by die Here uit te kom nie, maar deur die bloed van Jesus, in gebed, want die voorhangsel is geskeur. Dit is die seremoniele wette, wat in Jesus vervul is. En dan is daar die morele wette. Dit is die reg en verkeerd, wat vloei vanuit God se karakter, en wat ek en jy moet weet, wat as beginsel staan vir alle tye. En wat moet grondvat in 2025 vanoggend hier. En dit beteken dat daar tye is wat dit vir ons moeilik is. Want in die Bybel word daar nie gepraat oor die internet, en oor slimfone, en oor kubermisdaad, en soveel dinge wat eie is, en polisse, en kontrakte, en besigheidsorganisasies, en megaboere, en kapitalisme, en sosialisme. Daar is soveel dinge wat deel is van die stryd van menswees, hier en nou, wat ek en jy in vasgevang is, waaroor die Bybel nie die regte woorde gebruik nie, maar die beginsels geld, vir altyd. En ek en jy dan, met 'n fyn aanvoeling en die Gees van God in ons harte geskryf, God se woord, God se gebod geskryf in ons menswees, binne in ons deur die Gees, laat ons lei om anders te leef as die res van die wêreld. En die 10 gebooie is die vergestalting hiervan, van moraliteit, van reg en verkeerd. In 'n wêreld wat sê, anything goes, lewe maar net jou truth, en dis okay, wees net opreg. God sê nee, hier is my wil, hier is my gebod, hier is my wet, beginsels wat vloei vanuit sy wese. As jy gaan kyk na die Hebreëus, die Aseret Hadibrot, dan kan jy dit vertaal met die 10 gebooie, soos ons doen, maar dit kan ook wees die 10 woorde, die 10 stellings, die 10 afdelings, of die 10 kategorieë. En dit maak dit baie wyer. As daar staan, jy moet jou ouers eer, dan gaan dit veel dieper net as pappa en mamma, dit gaan oor God gegewe gesag. As dit gaan oor, jy mag nie egbreek pleeg nie, dan gaan dit nie net oor hulle wat getroud is nie, dit gaan oor die beginsel van seksualiteit vanuit God se wil. En so elkeen van die 10. So as ons vanoggend gaan saam kyk na 'n baie moeilike 3 hoofstukke in Levitikus, dan is dit hoofstuk 18, 19 en 20. En dankie tog vir hoofstuk 19, want dit is die hart van hierdie 3 hoofstukke, maar is ook die hart van die hele boek Levitikus. Omdat die hele wet daarin aangeraak word, spesifiek dan liefde vir jou naaste en liefde vir die vreemdeling, en hoe dit prakties moet uitspeel in die praktiese van elke dag. So kom ons begin spesifiek dan met die Ou Testament, Levitikus hoofstuk 19. En ek wil ek jou intrek in die teks, ek het die nuwe vertaling 1983, gaan ek vir ons gooi op die skerm, en ek wil jou vra, wanneer ek dan klaar gelees het, daar staan liturg, en ek gaan iets lees soos, wees heilig, want ek die Here julle God is heilig, en dan, dat julle as gemeente hardop antwoord, met die woord eers amen, wat in Ou en Nuwe Testament gebruik word om te sê, dis waar of mag dit so wees. Dis wat dit beteken. So wanneer ek klaar gelees het, sê hardop saam met my, amen. Mag dit so wees, en dan, Here, help ons. Nou julle gister by die gebedsontbyt,
het Tannie Estie Geldenhuys met ons gepraat en ons het heerlik saam gebid. Sy is vanoggend ook hier en ons gaan later in die diens gaan ons saam met haar bid. Maar sy het onder andere 24 name van God aan ons verduidelik. En dit is woorde soos in Genesis 1 Elohim, wat beteken God, Yahweh, wat beteken ek is, en El Shaddai, wat beteken God almagtig. So wat gaan gebeur is, in elkeen van hierdie gedeeltes, gaan ons antwoord, Amen, help my Here, maar dan gaan ons verskillende name van die Here ook gebruik. Ons gaan woorde sê soos, help my Here, help my Vader, help my Seun van God, help my Verlosser, maar ons gaan ook sê, help my Yahweh Elohim, wat beteken Here God, en ons gaan ook sê, help my El Shaddai, God almagtig. So ek wil vra, of julle net vinnig saam met my sal oefen, so kom ons sê, almal saam net, Elohim, Elohim, Yahweh, El Shaddai. Ok, so kom ons begin en ek lees vir ons en dan antwoord ons telkens en dit is elke keer 'n ander aanspreekvorm vir die Here. Die Here, Levitikus 19 het vir Moses gesê, praat met die hele gemeente Israel en sê vir hulle, wees heilig want ek die Here julle God is heilig. Amen. Help ons, Yahweh Elohim, Here ons God. Elkeen van julle moet eerbied hê vir sy ma en sy pa. Amen. Help ons, Here ons Vader. Julle moet my gebooie oor die Sabbat gehoorsaam. Ek is die Here julle God. Amen. Help ons, Heilige Gees. Julle mag nie afgode dien nie en julle mag nie vir julle afgodsbeelde maak nie. Ek is die Here julle God. Amen. Help ons, Jesus, ons Verlosser. Julle mag nie steel nie, en julle mag nie lieg of mekaar bedrieg nie. Julle mag nie 'n vals eed aflê in my naam, en so die naam van julle God ontheilig nie. Ek is die Here. Julle mag nie jou naaste uitbuit of hom beroof nie. Jy mag nie 'n dagloner se loon terughou tot die volgende dag nie. Amen. Help ons, Gees van die waarheid. Uit eerbied vir jou God mag jy nie 'n dowe vloek of 'n hindernis in die pad van 'n blinde lê nie. Ek is die Here. Amen. Help ons, El Shaddai, Here Almagtige. Jy mag nie onregverdig wees in die regspraak nie. Jy mag nie partydig wees vir die wat geen aansien het nie, of die vooraanstaande bevoordeel nie. Oordeel regverdig oor jou naaste. Amen. Help ons, regverdige regter. Jy mag nie loop en skinder nie. Jy mag nie jou medemens se lewe in gevaar stel nie. Ek is die Here. Amen. Help ons, Gees van die waarheid. Jy mag nie haatdraand wees teenoor jou volksgenoot nie. Jy mag nie wraak neem of 'n grief koester teenoor jou volksgenoot nie. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek is die Here. Amen. Help ons, Vredevors, bron van liefde. Moenie hulp soek by geeste of waarsêers nie. Dit sal julle onrein maak. Ek is die Here, julle God. Amen. Help ons, Here, ons God. Uit eerbied vir jou God moet jy eerbied bewys aan ou mense en hulle met respek behandel. Ek is die Here. Amen. Help ons, Skepper Vader. Wanneer daar 'n vreemdeling by julle in julle land woon, mag julle hom nie onderdruk nie. Julle moet hom soos 'n medeburger behandel en hom lief hê soos julleself. Amen. Help ons, regverdige God. Ek is die Here julle God, wat julle uit Egipte, uit die land van slawerny laat trek het. Gehoorsaam al my voorskrifte en bepalings en leef daarvolgens. Ek is die Here. Amen. Help ons, Vader, Seun en Heilige Gees. En julle, dit is die hart van Levitikus. Hierdie God wat ons moet lief hê met
alles en ons naaste prakties soos onsself. Dan in die hoofstuk vroeër, hoofstuk 18 en hoofstuk 20, gaan dit, hoofstuk 18 se opskrif, oor seksuele verhoudings. Hoofstuk 19 dan, ek is die Here julle God wat julle moet aanbid, en wat julle moet dien, en omdat julle my dien, is daar verordeninge, onder andere dan, oor seksuele verhoudings. En hoofstuk 20 praat weer spesifiek oor seksuele verhoudings. Hoofstuk 19 is die kern, en ook die hart van hierdie 3 hoofstukke. Wat beteken, as dit oor jou lewe gaan en om gehoorsaam te wees aan God, maar ook oor jou seksuele lewe, dan kom dit vanuit hierdie stelling. Die Here alleen is ons God, en ons wil hom gehoorsaam. Praktiese liefde vir jou naaste, vir die vreemdeling, en vir jouself, en dan wys dit terug. Nou hoofstuk 18 en 20, rakend baie spesifiek, kan jy op jou eie gaan kyk, 16 seksuele verhoudings, wat eksplisiet verbied word. En as jy dit gaan lees, dan gaan jy dalk die indruk kry wat ek gekry het, amper asof dit 'n onderwyser is, met 'n klomp tieners, dalk 'n klomp tienerseuns in 'n seunskool, en wat vir hulle nou moet daai groot tolk gee van die bytjies en die blommetjies, en daar's 'n gegiggel en almal is so half bekommerd en alles, maar hierdie onderwyser weet, hy moet nou vir hulle sê. En dan ken hy tieners. En hy weet, hulle gaan soek vir enige loophole en vir enige skuiwergat, om te sê, maar meneer het dan nie dit gesê nie, wat van dit? Nee, wat daarvan? En so is dit regtig 'n onderwyser, asof die Here weet hoe hierdie rebelse volk sal probeer vanuit hulle eie begeertes aangedryf om te leef nie soos wat God dit wil hê nie, en om te leef soos die Egiptenare, soos al die ander volke rondom hulle. En die Here sê, nee, julle is heilig, julle is anders. Hoofstuk 18 en 20 wil ons herinner, ook hierdie liggaam, nie net jou siel en jou gees nie, jou liggaam is kosbaar, is spesiaal en behoort aan God. En ons weet dat die Heilige Gees in ons woon. Ons is die tempel van die Gees. Hoofstuk 20 gaan spesifiek ook dan nou oor strawwe, nadat dit praat oor offerhandes van kinders wat deur die heidene geoffer is aan die afgod Molek, en dat dit verskriklik is, en dat die Here sê dit mag nie. Dan volg die strawwe spesifiek rondom seksuele sondes. En weer eens is dit dan siviele of landswette, wat nie vandag geld nie. Maar die 16 verbode seksuele verhoudings geld steeds vandag vir ons as morele wette, reg en verkeerd, vanuit die 7de gebod, wat sê jy mag nie egbreek pleeg nie. Die oorspronklike bedoeling van God vir die uitleef van jou God gegewe seksualiteit is in 'n permanente huweliksverhouding, een man en een vrou. Jesus herbevestig hierdie oorspronklike bedoeling met die volgende woorde in Matteus 19 vers 5 en 6. Jesus: daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat en aan sy vrou verbind word, en die twee sal een liggaam wees, sodat hulle nie meer twee is nie, maar een liggaam. Daarom wat God saamgevoeg het, moet 'n mens nie skei nie. En as jy vanoggend, soos ek, soos ons almal, al gesondig en gefaal het in terme van jou uitleef van jou seksualiteit, in gedagtes, in dade of in 'n lewenswyse, dan kan ek en jy weet, daar is vergifnis, reinheid, heiligheid beskikbaar deur die bloed van Jesus Christus en deur die krag van die Heilige Gees. Hoor dan hierdie wonderlike woorde wat Jesus in Johannes 18 sê vir 'n vrou. Ek veroordeel jou ook nie. Gaan en moet van nou af nie meer sondig nie. Vriende, dan wil ek kortliks spring na die Nuwe Testament, Romeine 13. En vinnig wil ek net vir julle wys, hierdie is 'n tipe passer wat die matrieks hopelik ken vir hulle eindeksamen. En
Die wonderlike hiervan is, dat wanneer ek en jy in die Ou Testament soms verdwaal in die woestyn, dat ons kan weet, as jy hierdie een deel neersit binne in 'n Ou Testament gedeelte, dan onmiddellik is daar 'n ander deel wat in die Nuwe Testament grondvat en wat vir jou sin sal gee. En jy kan nie die Nuwe Testament lees sonder dat jy gelyktydig ook kyk na die Ou Testament nie. Iemand het geskryf en gesê, if an Old Testament law is repeated under the New Testament law of Christ, that law is still valid today. En iets daarvan sien ons byvoorbeeld in Handelinge 15, die eerste kerksynode. En daar het hulle gepraat oor die feit dat bloed en afgode en spesifiek seksuele reinheid ononderhandelbaar is vir kinders van God, maar dat die besnydenis en van die rituele en ook dan rondom die ander wette rondom die kos en die rein en onrein, dat dit alles vervul is in Jesus. 'n ander beeld dalk, wanneer ek en jy worstel met Levitikus en die Bybel en die Ou Testament, is om die omgang met die woord van God te sien as 'n dans. Dat die Gees wil kom en jou lei en help om deur hierdie blaaie te dans en dat hy jou inspireer, dit vir jou oopbreek. En dat jy dans nie net in die ou nie, maar ook in die nuwe. En nie net in die nuwe nie, maar ook in die Ou Testament, altyd as God se woord. Ek het gesoek vir 'n prentjie van 2 boeke wat dans. En vir my is nou daai die voorbeeld van die Ou Testament en die Nuwe Testament wat in 'n dans is met mekaar. Maar Jesus as die kern van die Nuwe Testament wat die leiding neem in hierdie dans. En daarom met enige teks wat jy sukkel in die ou, kan jy weet, Hebreërs, Markus, Jesus, Paulus, Petrus, sal ons help met 'n Nuwe Testament bril om te kan verstaan. En daarom wil ek baie vinnig net vir julle lees, 'n bril wat dit vir ons in Nuwe Testament taal sê, wat ons sopas gelees het in hoofstuk 19. Wees aan niemand iets verskuldig nie, behalwe die verpligting om mekaar lief te hê. Wie sy medemens liefhet, het die wet vervul. Want jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie begeer nie. Of watter ander gebod ook al, word saamgevat in hierdie uitspraak. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad nie. Daarom is die liefde die vervulling van die wet. Boonop ken julle die bestemde tyd, dat die uur reeds daar is om uit die slaap wakker te word. Ja, ons verlossing is nou nader as toe ons tot geloof gekom het. Die nag het reeds ver gevorder, dit is amper dag. Kom ons doen dan afstand van die praktyke van die duisternis en trek die wapenrusting van die lig aan. Kom ons leef betaamlik, soos in die dag, nie met gevyf en dronkenskap nie, nie met ontug en losbandigheid nie, nie met rusie en afguns nie. Beklee julle egter met die Here Jesus Christus en maak nie voorsiening vir julle sondige aard om sy drange te bevredig nie. Dit beteken, die uitnodiging is om die vuil klere, die klere wat wit was, maar wat gevlek is met jou en my sonde, dat ons dit uittrek en toelaat dat die Gees ons nuwe klere aantrek, beklee met die Here Jesus Christus. Ek wil afsluit met 'n fantastiese beeld van 'n viool. En ek het nog nooit in my lewe viool gespeel nie, maar mense is verbaas oor wat's fragile in Afrikaans. So breekbaar een van hierdie is. En nou wil ek vir julle sê, as ek dink aan jou lewe vanoggend, dan dink ek aan iets kosbaars, iets kunstigs, iets wonderlik gemaak, geskep, soos 'n viool deur 'n vioolmaker. En as ons dan gekonfronteer word met God se wil, God se wet, ons eie aard om die teenoorgestelde te doen, sonde, dan sê N.T. Wright, 'n teoloog van Engeland, hy sê, when God looks at sin, what he sees is what a violin maker would see if the player were to use this lovely creation as a tennis racket. Nou die ou by wie ek hierdie geleen het, gaan dit nou kyk op video, maar ek gaan dit nie doen nie. Want hierdie is
kosbaar en kan die mooiste musiek maak. En dis jou lewe. En wanneer ek en jy verval in sonde en ons luister nie vir die Gees nie, dan is dit asof ons lewe gebruik word vir dit waarvoor dit nie gemaak is nie. En daarom wil ek vir ons afsluit met 'n ongelooflike, wonderlike gedig. 1921 geskryf deur Myra Brooks Welsh. Van die taal is so 'n bietjie oud, maar luister saam met my. 'Twas battered and scarred, and the auctioneer thought it hardly worth his while to waste his time on the old violin, but he held it up with a smile. "What am I bid, good people?" he cried. "Who starts the bidding for me? $1, $1, do I hear two? $2, who makes it three? $3 once, $3 twice, going for three?" But no. From the room far back, a grey-bearded man came forward and picked up the bow. Then, wiping the dust from the old violin and tightening up the strings, he played a melody, pure and sweet as caroling angels sings. The music ceased, and the auctioneer, with a voice that was quiet and low, said, "What now am I bid for this old violin?" As he held it aloft with its bow. 1,000, 1,000, do I hear two? 2,000, who makes it three? 3,000 once, 3,000 twice, going and gone, said he. The audience cheered, but some of them cried, "We just don't understand. What changed its worth?" Swift came the reply, "The touch of the master's hand." And many a man with life out of tune, all battered with bourbon and gin, is auctioned cheap to a thoughtless crowd, much like that old violin. A mess of pottage, a glass of wine, a game, and he travels on. He is going once, he is going twice, he is going and almost gone. But the master comes, and the foolish crowd never can quite understand the worth of a soul and the chance, the change that is wrought by the touch of the master's hand. In hierdie oomblikke gee jouself oor in die hande van die meester, sodat hy jou kan nuut maak en kan gebruik om die mooiste lewensklanke en melodieë deur jou lewe te maak. Ek wil nou vra dat Tannie Estie Geldenhuys na vore kom en ons lei in gebed. Terwyl sy vorentoe kom, wil ek dan vir julle van die foto's wys van gisteroggend se gebedsontbyt. En dankie sê, dankie vir Bertha wat haar getuienis gegee het. Tannie Estie wat met ons gepraat het en Rihanna saam met Jeanette en die kuierspan wat dit 'n wonderlike fees gemaak het. En Tannie, ons wil vra dat Tannie vir ons bid, vir ons as 'n gemeente, sodat die Here deur hierdie gemeente musiek kan maak. Sit jou. Dankie baie. Ag, Vader, dankie. Hemelse Vader, dankie dat elkeen van ons sekerlik in hierdie oomblik net sommer diep wil kniel voor U. Dankie dat ons net besef dat U ons geken het voor die grondlegging van die aarde. Dat elkeen van ons vandag hier is vir 'n goddelike doel.
En elkeen van ons kan getuig van al die gemors wat in ons lewens reeds gebeur het. Vader, dankie dat ons nie daarby kan vassteek nie. Ons hoef nie daarby vas te steek nie, want U vergewe, U was af. U maak nuut. U bring vir ons 'n nuwe wete, 'n nuwe roete. U herstel ons verhoudings met U, met mekaar. Dankie Vader, dat U ons nooit alleen los nie. Dankie vir hierdie kosbare boodskap vir oggend en dat elkeen van ons hier diep geraak beleef. U ken my. U ken my. En U weet presies wat my nog wag en hoe U my wil gebruik. Vader, ek bid dat elkeen van ons sal opkyk en weet ek leef nie vir myself nie. Maar daar is 'n goddelike doel vir my lewe. En dat ons elkeen sal soek daarna. Vader, help ons om te soek daarna. Om waarlik die doel wat U vir ons lewe, wat U vir my lewe, vir elkeen in hierdie gehoor se lewe het, mag ons dit soek en vind, en dan asseblief leef in U krag alleen. Dankie Vader, dat U ons nooit alleen los nie. Dat U ons altyd vooruitgaan. En dat U self altyd ons agterhoede dek. Geef ons liefde. Mag ons in liefde na mekaar uitreik, en dat U liefde deur ons ook mekaar sal opbou. Want dit is U begeerte, dit weet ek. Dankie Vader dat ek in die naam van Jesus, wat Yeshua Mashiach is, dat ek in U naam U seën kan uitspreek oor hierdie gemeente. Dankie Vader vir wat ek hier raak sien. En ek weet U is hier teenwoordig. En ek bid U salwing. Ek bid U seën. En ek bid een reuse hemelse oes oor hierdie gemeente. Dankie dat U hulle nooit begewe en nooit verlaat nie. En dat U elkeen in hierdie gemeente waaragtig ken. En U wil elkeen ondersteun en sien groei in U. Dankie daarvoor, Vader. Dat hulle is nooit alleen, maar hulle is een in U. En U gaan vir hulle vooruit, elkeen. En dankie dat ek die leierskap, dat ek kan seën spreek oor die leierskap van hierdie gemeente. Dankie Vader dat U hulle lei op U pad. En dat U idees, U gedagtes, U planne aan hulle bekend word. En dat U hulle daarop begelei. Ja, Vader, mag hierdie gemeente hier teen die berg, in die noorde van hierdie dorp, 'n uitreik binneland toe, kuslands. Mag dit wat hier gebeur, Vader, wyd gaan. Om meer en meer siele in U koninkryk in te bring. Ek bid dit in die naam van Jesus wat ons Messias is. Halleluja. Amen. Sit die oorbel nog? Dankie. Ek sê vir jou. Baie dankie Tannie Essie. Pas oggend hier, dankie. Ons is so bly Tannie Essie. Terwyl ons so sit, kom ons sing, ons praat met ons Here. Verloren
Goeiemôre almal. Dis lekker om julle almal te sien. Dis vandag nogal 'n spesiale oomblik ook vir my. Sommige net in die pad wat ek met die matriekse stap in die laaste jaar. Ons vier vandag fees oor hulle oorgang na hulle nuwe lewensfase toe. Waar hulle besig is om klaar te maak met skool. Eindeksamen begin môre, né? Nee? Okay. Ek is bly julle weet, dis 'n goeie teken. So die eindeksamen wat nou hier is en eintlik maar net nou in hierdie oorgangsfase waar dit is oor 'n klomp goed wat agtergelaat word en nuwe goed om op te tel. Is eintlik maar waar ons fees vier vandag. So matrieks vir julle en julle ouers wil ek julle vra, kom staan hier voor saam met my asseblief. Bring saam die item wat ek vir julle gevra het om saam te bring. Ouers, julle is welkom. Kom asseblief saam. Julle gaan niks doen nie. Julle gaan net as ondersteuning en liefdevolle ouers saam met hulle wees. Julle hoef nie bang te wees nie. Julle kan nie daar staan, dis okay. Staan maar net daar so 'n bietjie te kant. So julle kan maar vir my kyk of vir die mense kyk. Dit maak nie regtig saak nie. Maar asseblief wees net vriendelik. Hallo Ben. Wees net vriendelik, glimlag vir die mense dat hulle rustig is hier voor. So ek wil net vir ons hierdie teks weer lees waarmee Frans vandag begin het uit Levitikus uit. Dit is wat God vir Moses gesê het, praat met al die mense wat teenwoordig is, die hele samekoms. Julle moet heilig wees, want ek, die Here julle God, is heilig. En dit is swaar die teks wat my vassteek vir julle en julle laaste 17 en 18 jaar van skool. Want julle het eintlik maar in hierdie tyd nie net by die skool geleer hoe om wiskunde deur te kom, hopelik, en om somme te maak of taal te praat of goeie vriende te maak of niks nie, maar julle het eintlik geleer hoe dit is om te lewe. Julle het met verskillende invloede van julle ouers, van julle vriende, van mense geleer hoe dit is om heilig te lewe. En op die eind van die dag is dit die roeping wat God vir julle gee vandag. Die nuwe lewenspad wat vir julle voorlê, is julle roeping om heilig te leef, om anders te leef, soos Jesus, soos God, want dit is wat God van jou vra. Al die ander goed is ekstra, wat ook al gaan gebeur, die belangrikste ding is om te onthou, al kry jy 'n graad of nie, al werk jy en kry jy 'n goeie salaris of nie, leef ek heilig, want God is heilig of doen ek dit nie. En dit is waaroor hierdie ding gaan. Nou, die groot ding is, wanneer mense nou in 'n nuwe fase ingaan, is dit baie keer belangrik om goed te laat gaan, sodat jy nuwe goed kan optel. So, dis hoekom ek vir julle gevra het om iets saam te bring vandag. So, hierso is 'n skoolbaadjie, ek kan maar wys, en daarso is 'n dampie balletjie, wat nogal cute was. Ons 'n sakrekenaar, hierso is 'n sleutelhouer met 'n fotootjie op, en hierso is 'n HAT, die Afrikaanse weergawe. So, dit is sommer net 'n simbool wat hulle lewe van hierdie laaste 18 jaar op skool uitbeeld, en die oorgang na die nuwe fase toe is om agter te laat. So ek gaan nou vir julle vra, kom sit sommer net die goed neer hierso by die kruis agter op die grond, en besef net julle is besig om oor te gaan, en dis 'n goeie ding. Kan ek maar daai dampiebal kry? Nou, voor ons aangaan by wat julle met julle oop hande nou moet aangryp, is dat ek wil eers net vir julle ouers net 'n oomblik in die oë kyk. So ek gaan net daar kan staan. Kan ek die minste vir julle sien. Sorry julle, maar ek gaan nou na julle toe wees. Maar ouers, ek gaan verseker van julle nie kyk nie. Ek gaan begin huil. Ek wil net vir julle regtig commend en dankie sê vir die pad wat julle met julle jong mense gestap het, met julle jong volwassenes op hierdie stadium. Julle inspraak en deelwees van hulle lewens het gemaak dat hulle vandag kan sê, okay, ek besef, ek kan anders en heilig leef, want God is heilig. As julle ouers nie daar was nie, was dit nie onmoontlik nie daar nie. En ek wil vir julle dankie sê. Dankie vir julle moeite, dankie vir julle omgee, dankie vir julle daar wees, vir gebed, al weet julle kinders nie, vir knieë wat seer gedruk word, vir moeilike gesprekke soms, vir saam huil, saam lag, vir vakansie hou, vir saam wees. Dankie dat julle teenwoordig is. Want julle as ouers het 'n impak gemaak. Julle maak nog steeds 'n impak, julle gaan. Maar tot op nou toe was julle invloed merkwaardig in julle kinders se lewe. En ek wil vir julle dankie sê daarvoor. Kom ons gee sommer net vir die ouers 'n hande klap.
So dankie vir julle vir dit. Ek gaan nou sommer hierdie kant toe kom. In hierdie oorgang waar julle hande nou oopgaan, het ons vir julle van Blanco gemeente se kant af eintlik wil ons vir julle goedjies gee om julle te encourage om met hierdie heilige lewe besig te wees. So dis nie groot of grand of niks nie, maar dit is sommer net 'n paar simbole wat julle herinner wie julle is, waarvandaan julle kom en wat julle kan doen in die pad vorentoe. So ek het vir elkeen 'n kruisie hierso. Sommer net as 'n herinnering dat julle is God se kinders. Julle is uitgekies omdat Jesus vir julle ook gesterf het aan die kruis. Julle is deel van God se familie omdat hy julle liefhet nog voordat julle geweet het wie of wat julle is. So sit dit in jou rugsak, sit dit op jou lesenaar, hang dit op jou nek as jy wil, hang dit in jou kar op, maar as jy dit sien, onthou, jy is God se kind, en hy het jou lief. Die ander ding wat ons vir jou gee, is 'n spekboomplantjie, steggie wat geplant is. Nou dit is vir ons gemeente nogal 'n teken wat ons baie gebruik, maar die simbool daar agter is dat hierdie steggie, hy het nie baie aandag nodig nie, so dit gaan nie baie van jou tyd opvat nie. Maar sit hom ergens neer wat jy kan sien, en dan as jy hom sien, onthou om water te gee. Onthou om lig, genoeg sonlig te gee. Onthou om raak te sien en te besef, hierdie is een van die plante wat die meeste suurstof uitdeel vir die wêreld. En dan onthou jy al die mense wat jou versorg het, wat vir jou omgegee het. Dan onthou jy wie het moeite gedoen met jou. Dan onthou jy wie gee vir jou om. Sodat jy kan besef, jy moet ook omgee, jy moet ook daar wees, jy moet ook help en lei vir ander mense, sodat jy hulle kan help om ook goeie suurstof, om vir God te kan gee vir mense, dat hulle kan asemhaal. Want dit is wat julle roeping is, dit is wat dit is om heilig te wees, om ander mense daarmee te help. En dan die laaste ding is sommer net 'n teks, hierdie teks van Levitikus wat ek vir julle gee het, julle sal onthou, die Here sê nie vir jou wees heilig om jou bang te maak, of jou moeg te maak, of om jou lewe moeilik te maak nie. Hy sê dit want hy sê, dit is wie ek is, en jy is my kind, so dit is wie jy is. En dis hoekom jy dit doen. So, julle kan hierdie kom kry, hiervoor, julle kan maar kom. En dan, vir ons as gemeente net sê, go for it. Die nuwe fase is exciting. Jy het nou 'n paar toetsies wat voor lê, dis okay. Julle sal deur die werk. Jy het 'n heerlike vakansie wat voor lê. Geniet hom, dis jou laaste langste vakansie wat jy in jou lewe gaan hê. Daarna begin jy van verlof praat en dis vir niemand lekker nie. Jy gaan in 'n nuwe plek ingaan, of jy gaan werk, of jy gaan leer, of wat ook al jy gaan doen. Jy gaan nuwe mense ontmoet. Jy gaan aanskuif in 'n ander rol in jou ouerhuis. Embrace dit. Geniet dit. Dis 'n voorreg om met so 'n goeie fondasie die lewe in te gaan. En ek is dankbaar dat die Here dit vir julle as 'n geskenk gee. Ouers, embrace die verandering. Julle huis lyk van nou af anderste. Ek dink julle besef dit al klaar. En soms is dit ook 'n goeie ding. A change is as good as a holiday. So ouers, geniet dit. Vir julle is ons hierso, vir julle jong mense is ons hier. Ek is hier, julle het my nommer. Hou dit vas, moet dit nie verloor nie. As jy doen, moet my nie op Instagram soek nie. Ek is nie daar nie. Ek wil vir julle as gemeente vra, kom ons steek sommer net ons hande uit en ons bid 'n seëngebed oor hierdie tieners, oor hulle ouers, en ons vra sommer dat die Here oor hulle nuwe lewenspad sal wees. Ja Vader, ons bid U seëning oor hierdie jong mense se lewens. Ons vra dat U hulle pad sal lei en gelyk maak. Ons vra dat U hulle sal lei in elke tree wat hulle gee, elke besluit wat hulle moet maak, elke verhouding, elke mens, elke
uitdaging oor hulle pad, Here, mag U in dit wees en dat hulle U raak sien en U soek in dit alles. En dank Here vir die voorreg wat U vir hulle gee om hulle as U kinders vas te hou. En ons bid dat hierdie nuwe lewensfase vir hulle elkeen besonders wonderlik en heilig geseën sal wees, Vader. Ons vra dat U hulle ouers sal seën, Here. Dat hulle die veranderinge in hulle rol as ouers sal aangryp met hulle hande en dat hulle kinders sal geniet as jongvolwassenes, as gelowiges, as medebroers en susters in die Here. En mag dit vir hulle elkeen 'n seën wees, Vader. Dankie vir die liefde en die omgee vir hulle elkeen. Ons prys U daarvoor, Here, en ons sê net vir U besonders dankie. Amen. Hoe dit nou gaan werk is julle kan julle goedjies vir julle ouers gee. Ouers, julle kan hulle druk gee as julle wil. Ouers gaan sit. Die tieners sommer net deel wees van Blanco familie. Gaan julle bedien met nagmaal. So asseblief embrace dit en help gee die goedjies aan soos wat hulle dit vir julle gee en ja, Frans sal die nagmaalverrigtinge verder vat. Kan die gemeenteraad net asseblief sakdoekies uitdeel? 'n Gemeente wat saam bid, 'n gemeente wat saam lag, wat saam feesvier en wat saam huil, as ons die matrieks groet. Dit is so kosbaar om te sien en te beleef hierdie liefde, en ons is een liggaam. Julle, en in hierdie hele erediens het gekom tot op hierdie punt waar hierdie kruis jou herinner, dat Jesus vanoggend hier staan en sê vir elkeen van julle, hier is my liggaam, hier is my bloed vir jou. Verlossing, ewige lewe, hier en nou en eendag is jou geskenk. En so ek wil vra dat Ferdi saam met hierdie matrieks die brood en die wyn uitdeel. Daar's ook druiwesap en hou dit by jou en fokus op dit wat die Here vir ons sê in Levitikus 19. Praat met hom en ervaar sy teenwoordigheid. En ons sal net nou saam die tekens gebruik.
Ek wil seker maak, het almal gekry, as ons daar by daai laaste 2 rye hier onder, daarbo, almal. Die moederskamer is gister oorgedoen, na 20 jaar. En daar's niemand daar nie. So, ons wil al die jong getroudes van ons aanmoedig om ons te help. En ek weet daar's in die kuierarea, is daar 'n paar mense, Ferry, so ek neem aan daar was iemand daarom, fantasties. En dan natuurlik al ons YouTubers in Australië en daar is in Engeland. Ons hoop julle daar ook iets van hierdie tekens van die liggaam en van die bloed van Jesus. En vriende, ek wil vra dat jy nou die brood vat, dat jy dit breek en hoor hierdie woorde. Hierdie brood wat ons breek, laat ons onthou dat Jesus se liggaam gesterf het om vir ons sonde te betaal. Neem dit, eet dit, onthou en glo dat jou sonde heeltemal vergewe is. Jesus het hierdie beker genoem, die beker van die nuwe verbond, die nuwe ooreenkoms, deur sy bloed. En daarom hierdie wyn wat ons drink, laat ons onthou, dat Jesus se bloed geloop het, om vir ons sonde te betaal. Neem dit, drink dit, onthou en glo, dat jou sonde heeltemal vergewe is. Psalm 103, loof die Here, o my siel, en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Hy wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede, wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut word, soos die van 'n arend. Amen. Ons weerkaats en wys die beeld van God. Laat hom toe om jou lewe te bespeel deur sy gees. Dans die lewensdans met hom wat jou lei. Mag hy jou gebruik. En mag daar mooi musiek uit jou lewe uitborrel, soos wat hy die alleroorvloedigste fontein is van alles wat goed en mooi en wonderlik en volmaak is. Kom ons staan en ons besing dit wat hy ons maak. Oh
gemeente, as ons klaar is met die uitspreek van die seën en die uitgaan woorde, dan gaan Lila Beth vir ons nog 'n lied sing en gaan die Rhythmical Seas weer vir ons dans, maar dit is as almal uitbeweeg, maar jy is welkom solank as wat jy wil te luister vir Lila Beth, en dan ook in die voorportaal sal julle vir Jelani kry vir die inskrywings dan vir 1 November se Vrouedag. Sê weer? Cupcakes. Oh, cupcakes. Ja. So cupcakes, koffie en tee saam met die matrieks en hulle ouers langsaan. Reg, daar's genoeg. Mag dan die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die krag, die troos, die inspirasie van die Heilige Gees jou deel wees, kind van God. Amen. Volg Jesus waar hy is, wanneer hy daar is. Generations fall down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all have gone before us, and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your